Hartlike goeiemôre, good morning. Moenie vir my vra wat ek daar neer nie, maar het voel net vir my lekker nou. Jy is vol nuwe wysies vanoggend. Baie dankie, wys jou net, nee. Hartlik welkom. Dankie, is lekker om hier saam met jou te wees weer eens. Vanmôre kollega. Dis 'n heerlike nuwe dag en dis fantasties om weer saam met julle te kan wees. So Pieter, dankie vir my koffie vanoggend. Dis 'n groot plesierigheid man. Jy moet nou nooit weer vir mense sê ek skink nie vir jou 'n ou koppietjie koffie. Ek wil net nie mors nie, so ek sal nou 'n slukkie neem. Asseblief nie. Nou luister, ek weet ek het vroeër in die week bietjie gesukkel met autoritatisme. Hier gaan ons alweer. Maar plek sê ek maar net dit is soos om geboelie te word. Ja. Maar sy, jy sien, ek wil net sê ek het 'n bietjie gaan naslaan oor my dinge en ek het die hele dag in my kar gesit en daai woordjie herhaal, maar daar het jy dit, ek kan dit doen. Ons gaan begin, ek weet ons moet by die stories uitkom, maar ons gaan begin met 'n nuwe segment, né? Ja. Nee, ek sal eers goedkeuring vra. Pieter se woord van die dag. Ons kan daarmee begin. En dan kan ons met nog een begin waar ek 'n woord kies. Is ek nie die minister van die HT nie? Is dit nie wat Jy is ons woordeboek. Dan sal ons 'n paar kom ons doen dit. Kom ons doen dit. Ek is game daarvoor. Nou ja, waarna kan jy vandag uitsien op goeiemôre, good morning, buite ons voornemende nuwe insetsel. Ons gaan ook bietjie gesels met Crème Classique skincare om ons droë gebarste hakskene die winter die korrekte manier te laat behandel. Sy gaan vir ons 'n bietjie daarvan vertel. Ons gesels ook oor vroeë kinderontwikkeling en bekommernisse daar rondom, want president van Prime Media, Toby Barnard, kom gesels oor die Qatar Airways Premier Paddle Tournament. Ons maak 'n draai deur die kleurvolle Namakoland om te hoor wat vanjaar se blomseisoen inhou. Dis daar in die pragtige Handam distrik. Die Handamberge, daar kom weer 'n liedjie in my kop. Want ek gaan ook oor Rigaan Brosou se nuwe musiekvideo en sy nuwe liedjie Mielielande gesels. Van die Handamberge na die Mielielande sonder skurwhaakskene. En met 'n stukkie paddle daar in tussenin. Daar is jy by goeiemôre, good morning. Hoe's daai? Wat 'n pragtige opsomming. Weet jy, ek is mateloos beïndruk, hoor. Soos net ek dit kan doen. Baie dankie. Pieter, het jy nie vir ons 'n interessante brokkie daar nie? Jy wil my sommer hier in die diep water gooi. Ek deel graag met jou 'n interessante blokkie. Hoor gou hierdie enetjie. Hier ek wil met my brilletjie. Jy sien, jy hou vir my slim vandag. Die Kaapstad se metro het pas sy heel eerste elektriese My City bus verwelkom. 'n Goeie tree na skoner, meer volhoubare en hopelik goedkoper openbare vervoer in die moederstad. Hierdie e-bus is die eerste van 38 wat na bewering nog vanjaar afgelewer sal word. Die e-bus is 'n 12 meter lange Volvo BZRLE battery elektriese bus. Die model is die eerste My City busse waarvan die bakwerk in Suid-Afrika ontwerp en plaaslik in Gauteng vervaardig is. Volgens Rob Quintas, burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit in die Kaapstad Metro, het sommige lande wat e-busse gebruik 'n vermindering van tot 70% in bedryfkostes aangeteken en omdat daar minder aan brandstof en onderhoud bestee word, kan dit bydra tot beter tariewe vir pendelaars in die toekoms. Die bus sal nou eers op verskeie roetes getoets word voordat dit na verwagting vanaf Julie volgende jaar amptelik in werking gestel word. Die bekendstelling kom kort na 'n omstrede verhoging in My City se tariewe waar die prys van 'n maandkaartjie van R1,000 tot R1,500 vermeerder het. Die metro sê dat die verhoging weens die stygende prys van diesel en onderdele onvermydelik was. Volgens die stad het hulle lank miljoene rande se ekstra brandstofkoste self absorbeer voordat hulle die tariewe moes aanpas. Die metro ondersoek tans ook ander maniere om inkomste te verhoog en kostes te sny, sodat die My City diens bekostigbaar en betroubaar kan bly. Lekker, hier gaan ons nou. Goeie vordering. En die moederstad is nou weer eerste daar met 'n elektriese bus. Ja. Jy gaan hom nie hoor, jy sien hom net verbykom. Kyk, ek dink dit is vir my goed om te weet, want ek dink, dit is nou een van die stede waar daar nogal redelik pendelaars is. Ek wens partykeer ons kon meer pendel hier waar ons is. Ja. Jy weet natuurlik het ons die goudtrein, maar ek dink net dit maak dit baie meer gerieflik. Ek weet dit gaan nou weer kommerwekkend oor die skielike styging ook van R1,000 na R1,500, maar ek het nou al geleer as 'n ou mooi luister na iemand soos Tuis wat finansiese goeders ken, dan is dit partykeer nodig om 'n groter sprong aanvanklik te maak en dan die verhogings 'n bietjie kleiner te maak later soos wat die dinge verbeter. Maar ja, ou besef nie hoeveel stadsrade wat reg bestuur word en goeders, nou moet ek daar ook mooi dink wat ou het ons mag hoor. Die stadsrade en goeders is nie almal wat hulle moet wees nie. Die munisipaliteite. Maar as dit nou reg gehanteer word,
dan word daar baie geld geabsorbeer om die koste so laag as moontlik te hou vir ons as man op straat. Wel daar het jy dit. Miskien moet jy aansoek doen vir 'n pos daar. Tsing, nee, wat ek bly maar net hierso is met my autoritarisme. Ja, hy het vir hom gaan oefen, julle. Hy het vir hom gaan Ek wou oefen. net sê ek kan autoritarisme sê. So 'n bietjie hakerig, maar ek's amper daar. Asseblief deel met ons 'n storie voordat ek nog 'n woordjie uitdink vir die Ja, dag. al wat ek sê is jy het nou jou punt gemaak. Ons glo jou. Okay, Ons glo dankie. jou nou. Ek het hom, ek vat my koffie. Goed, 'n ander storie. Ek weet nie of jy het jy al oor die voorreg gehad om in Italië te wees? Bietjie warm. Ja, ek Wat? was Wat 'n pragtige land, nê? Nee? Ek wil net teruggaan. pragtige land en hulle praat mos almal so en hulle het mos 'n baie Parla Italiano, né? Ja. Goed, so wetenskaplikes in Italië is tans besig om 'n nuwe manier om vulkane te monitor te toets. Nou op die vulkaniese eiland Vulcano of die Italianers sal seker sê Vulcano, né? vulkaan. Aan die kus van Sicilië gebruik navorsers spesiaal toegeruste hommeltuie om die gasse wat uit die vulkaan se krater vrygestel word te meet. Die hommeltuie vlieg deur of agterom die vulkaniese gaspluim terwyl lasersensors en ander instrumente aan boord gasse soos swaalverbindings, kloor en broom ontleed. Wetenskaplikes meen dat veranderinge in hierdie gasse een van die vroegste tekens is dat daar nou dinge onder die oppervlak gebeur, nê? So ek gaan aan hierdie vulkaanuitbarsting ook dan nou moontlik ook nader kan wees. Goed, ons beweeg vorentoe of aan. So die grootste voordeel is veiligheid. In die verlede moes navorsers dikwels gevaarlike gebiede binnegaan en beskermende toerusting dra om monsters te versamel. Hommeltuie kan nou dieselfde werk doen sonder om mense se lewens in gevaar te stel. So die tegnologie stel wetenskaplikes ook in staat om meer gedetailleerde data te versamel deur presiese roetes te vlieg en dan ook aan te pas by veranderende toestande. Luister, maar is interessant hoe hommeltuie weer ook, jy weet, gebruik word om hierdie tipe van navorsing te doen. Al meer en ek dink dit is werklik iets wat 'n mens in die toekoms nog meer gaan sien, want ek dink dit maak dinge net soveel makliker en daar is eenvoudig iemand nodig wat daai hommeltuig beheer of met hom kan vlieg. Het jy al gesien as die navorsers maar daai blink pakkies mos ook so staan, foto's wat jy nou al gesien het, dan staan hulle nou daar by daai warm lava en dinge en probeer nou monsters insamel. Ek wonder wat doen hulle om die hommeltuie te beskerm? Sy toegedraai in tinfoil. Ai, dis 'n baie goeie vraag daai. Kook hy verby. Wat kan jy dink jy verloor so iets? Dit is nogal, ek weet baie mense is mos altyd baie bekommerd. Natuurlijk. Ja, hulle Was stuur daai hom hommeltuig en iets vasvlieg. want hulle moet obviously gasse insamel. Dis nie dat hulle footage kan gebruik en dit dadelik kan herlei na een of ander hoofraam rekenaar toe nie. Maar ja, met die wetenskap en die dinge wat altyd 'n stapie voor ons sal bly, wil ons vir jou vra om te bly net waar jy is, want ons het nog leerlike geselsies en allerlei interessante nuus wat ons met jou wil deel net hier by Goeiemôre, Good Morning. Onthou ook om ons sosiale media platforms te gaan volg. Ons sien vir jou nou weer. Lekker.